My naam is Elsie Klaasen en hierdie les word na jou te gebring deur die Noord-Kaap Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk na vraestel 2, besigheidsgeleenthede, en ons gaan spesifiek kyk na die beleggingssekuriteite. So as ons kyk na ons lesdoelwitte, aan die einde van hierdie les behoort jy die funksies van die JSE te kan bespreek. Jy moet ook beskikbare beleggingsgeleenthede kan bespreek en ook die faktore wat in ag geneem moet word voordat jy 'n belegging uitneem. Ons gaan ook kyk na die tipes beleggingsgeleenthede soos vaste eiendom, stokpels, bestuurde portefeulje en waagkapitaal, ook die risikofaktor vir elke een van hierdie beleggingsgeleenthede. Ons gaan ook kyk na die positiewe en negatiewe van elk van die volgende beleggings. Ons gaan kyk na die Suid-Afrikaanse kleinhandelaars spaareffekte, die effekte trusts, aandele en vaste deposito. Ons gaan ook kyk na die verskillende tipes aandele en binne in die voorkeur aandele gaan ons ook kyk hoe hy verder opgebreek is. Dan gaan ons ook seker maak dat jy hierdie kan identifiseer vanuit 'n scenario uit en dan moet jy ook die betekenis van skuldbriewe, dividende, kapitaalwins, enkelvoudige rente en saamgestelde rente kan bespreek. Ons gaan ook kyk hoe om hierdie rente, enkelvoudige en saamgestelde, te kan bereken. As ons kyk na die voorkennis, ons vorige les het ons gekyk na bestuur teenoor leierskap en ons het gesê bestuur is 'n gesagshebbende posisie. Dis hulle administreer hulle net die planne van die besigheid om die doelwitte van die besigheid te bereik en hulle volg slegs die plan. Dit is 'n bestuurder. Maar leierskap aan die ander kant is inspirerend. Dit beïnvloed die optredes van die werknemers en hulle is menseoriënteerd en dus gee hulle leiding meer as net instruksies. Dan het ons ook gekyk na die verskillende leierskapstyle. Ons het gesien daar's 'n demokratiese styl, 'n autokratiese styl, die vrye teels of die laissez-faire styl. Gekyk na die karismatiese en ook die transaksionele styl. Dan het ons gekyk na die 3 teorieë, die leierskapteorieë, vir ons transformasie, situasioneel en leiers en volgelinge. So as ons vandag by vandag se les kom en ons kyk na die grondlyn assessering, het ek vir julle 2 vragies. Nommer 1. Swartbaai het haar wat op die belegging in aandele by MTN ontvang? A. Rente, B. Dividende, C. Enkel bedrag of D. 'n lening? Ek kan dit gou-gou beantwoord. As ons dan kyk na die antwoord, sal ons sien dat die antwoord is B, sy het dividende ontvang. As ons dan kyk na nommer 2, die groei in waarde van 'n bate in verhouding met die oorspronklike bedrag wat oor 'n sekere tydperk belê is, dit verwys na A, wins, B, belasting, C, kapitaalwins en D, bonusaandele. Jy kan dit gou-gou beantwoord. En as ons dan kyk na die antwoord, is dit C, kapitaalwins. Dan gaan ons oorgaan na die terminologie van vandag se les. Ons kyk eerstens na saamgestelde rente. Dit is elke tydperk bereken op die oorspronklike bedrag, insluitend alle rente wat gedurende die vorige tydperk opgehoop is. 'n Belegging, dis waar ons spaargeld ten einde beter opbrengste te lewer, die proses om geld vir wins te spaar. As ons kyk na die JSE of die Johannesburg Sekuriteitsbeurs, is dit die formele mark wat handel dryf in aandele wat bestaan uit al die publieke maatskappye wat genoteer is. Die mark wat handel oor die koop en verkoop van aandele en genoteerde maatskappye. Dan het ons die deel. Dit gee beleggers die geleentheid om hulle deeleienaarskap van 'n eienaarskap van 'n maatskappy te verkry, deel van die eienaarskap in 'n maatskappy. Die kapitaalmark of sekuriteitemark is die mark vir sekuriteite of aandele waar 'n maatskappy en die regering langtermynfondse kan insamel. Die finansiële mark waarin langtermyn skuldsekuriteite gekoop en verkoop word. Korttermyn beleggings, dis beleggings wat vir 'n kort tydperk belê word en ons gaan nou kyk hoe lank is dit. 'n Langtermynbelegging is dan vir 'n langer tydperk en dis gewoonlik meer as 3 jaar. Ons sal nou kyk
En dan het ons die vaste koers, die opbrengskoers bly dieselfde vir die duur van die belegging. Opgehoopte rente verdien oor die beleggingstydperk, enkelvoudige rente bereken op die oorspronklike bedrag. Vroeër het ons gehad saamgestelde rente, waar ek elke keer die rente byvoeg voordat ek die nuwe rente uitwerk. Nou met enkelvoudig ons werk ons net op die oorspronklike bedrag. Dan het ons risiko, verwys na die kans dat die belegde bedrag in waarde kan verminder of dat jy jou geld kan verloor oor 'n sekere tydperk. Okay, nou gaan ons kyk na die funksies van die JEB of die JSE, hoe ons dit beter ken. Die eerste ene is, dit gee vir ons 'n geleentheid waar ons geld kan belê. Daai geld kan dan passief groei en dit is gewoonlik met ons kapitaal wat oorbly. Dit dien ook as 'n aanwyser van die Suid-Afrikaanse ekonomie en ons omstandighede. Dit hou beleggers ingelig oor die aandelepryse. Jy kan daagliks gaan kyk hoe lyk die aandelepryse van die maatskappye waarin jy belê of wil belê. Dit dien as 'n skakel tussen beleggers en publieke maatskappye en die JSE is waar jy dan nou jou aandele sal koop. Die aandele word deur kenners geassesseer en waardeer, so jy weet as jy daar 'n besluit maak, is dit 'n goeie besluit want dit is geassesseer deur kenners. Klein beleggers word aangemoedig om deel te neem in die land se ekonomie deur die koop en verkoop van aandele. Jy het baie geld nodig om te begin deelneem in die JSE nie. As ons gaan na die faktore wat in ag geneem moet word voordat ons 'n belegging maak, gaan ons kyk na 6 faktore. Die eerste een is die opbrengs op belegging, risiko, beleggingsperiode, die inflasiekoers, belasting en dan likwiditeit. So ons gaan vir elkeen individueel kyk wat dit beteken. Die opbrengs op belegging verwys na die hoeveelheid geld wat jy kry na die tyd. So ek het 'n sekere bedrag geld belê, dan bou hy rente op of hy vergroot, dan moet ek daai bedrag wat ek gekry het aftrek met die oorspronklike bedrag. So kom ons sê byvoorbeeld, ek het R10,000 belê en dan na 'n sekere tydperk betaal daar R13,000 uit. My opbrengs was dan R3,000. Die R13,000 minus R10,000, so my opbrengs is R3,000. Ons moet ook belasting agneem, want belasting sal ook afgetrek word. Dan kyk ons na die risiko. Ons het gesê, dit is die moontlikheid van verlies. So daar nie alle beleggingsopsies gee vir dieselfde risiko nie, en gewoonlik is die risiko gekoppel aan die opbrengste. As die risiko laag is die opbrengste ook baie keer laag, en dan natuurlik dieselfde vir as die risiko hoog is die opbrengste baie keer hoog. As ons kyk na die beleggingsperiode, kyk ons vir hoe lank gaan ek my belegging belê. Is dit korttermyn, so dis minder as 1 jaar, of is dit langtermyn, meer as 3 jaar? Met van die beleggings, as ek dit belê, moet ek wag vir die periode om verby te gaan, anders gaan ek boetes betaal. As ons kyk dan na inflasiekoers, dit is dat met inflasie gaan ons ongelukkig minder geld hê om te kan belê, want ons geld wat ons oor het nadat ons normale goedjies betaal het, word al hoe minder. Maar as jy wil belê en jy wil hê dit moet vinniger groei as wat die inflasiekoers huidiglik is. So gewoonlik belê ons dan in bates soos eiendom en ons kan ook in goud en minerale belê sodat ons geld groei en vinniger pas as die inflasiekoers. As ons kyk na belasting gaan ongelukkig afgetrek word omdat jy 'n inkomste verdien, alhoewel ons wel in Suid-Afrika die belastingvrye rekenings het wat 'n opsie is. En laastens die likwiditeit. Nou hierdie likwiditeit verwys nie na wat ons ken as liquidity, wil verwys na liquidity, maar not liquidation. In Afrikaans die likwiditeit is hoe vinnig kan ek my geld trek. So het ek onmiddellik toegang tot my geld of moet ek wag? As ek dink byvoorbeeld aan 'n 32 dae rekening, spaarrekening, moet ek 32 dae wag voordat ek my geld gaan ontvang, waar met ander beleggingsopsies kan ek my geld binne 1 of 2 dae kry. Dan het ons 'n aktiwiteit wat jy gou vir my in die klas gaan doen. Nommer 1.1, voltooi die volgende stellings deur die woorde in die lys hieronder te gebruik. Skryf slegs die woord langs die vraagnommer. Hierdie is gewoonlik jou vraag 1.2 in jou opstel. So die opsies wat vir ons gegee word in die woordbank is deflasiekoers, Johannesburg se effektebeurs, risiko, opbrengs op beleggings, likwiditeit, belasting, die Suid-Afrikaanse Reserwebank, politiese inflasiekoers en dan toelaas. Vraag 1.1.
Beleggers verkies beleggings waarin die opbrengs op belegging hoër is as die wat. Nommer 1.1.2. Die spoed waarteen 'n belegging in kontant omgeskakel kan word, staan bekend as 1.1.3. Die wat dien as 'n barometer van die ekonomiese toestande in Suid-Afrika. 1.1.4. Die belegging in voorkeuraandele het 'n laer wat daaraan gekoppel, aangesien beleggers slegs toegang het tot die maatskappy se bates sal hê wanneer dit bankrot verklaar word. En laastens nommer 1.1.5. Beleggers moet die wat betaalbaar aan die regering in ag neem wanneer hulle 'n spesifieke belegging besluit. So as ons gou kyk na die antwoorde, beleggers verkies beleggings waarin die opbrengs op belegging hoër is as die inflasiekoers. Ons het nou net daarna gekyk. Nommer 1.1.2, die spoed waarteen 'n belegging in kontant omgeskakel kan word, staan bekend as likwiditeit. Hierso. Dan 1.1.3, die Johannesburgse effektebeurs dien as die barometer van ekonomiese toestande in Suid-Afrika. 1.1.4, die belegging in voorkeuraandele het 'n laer risiko daaraan gekoppel, aangesien beleggers slegs toegang het tot die maatskappy se bates wanneer hy bankrot spring. En dan laastens 1.1.5, beleggers moet die belasting betaalbaar aan die regering in ag neem wanneer hulle 'n spesifieke belegging besluit. As ons dan na die tipes beleggingsgeleenthede kyk, het ons ook 6. So nommer 1 is jou stokvel of jou onderlinge fondse. Hierdie is gewoonlik 'n klein groep mense wat saam besluit om 'n rekening oop te maak en hulle gaan dan hulle geld saam belê. Ons het 'n bestuurde portefeulje waar jy 'n makelaar het wat seker maak dat jou geld reg belê word in 'n verskeidenheid van beleggings. Ons het die 32 dae kennisgewing rekening wat ek nou genoem het. Dit is 'n spaarrekening waar ek my geld inplaas en ek moet 32 dae kennis gee voor ek my geld kan ontvang. Nommer 4 het ons skuldbriewe. So die skuldbriewe is wanneer die maatskappy by my geld leen, by die publiek geld leen en dit gee vir ons nogals 'n goeie inkomste. Ons gaan later daarna kyk. Nommer 5 is die besigheidsonderneming of waagkapitaal waar ek belê in 'n ander besigheid en die hoop dat daai besigheid 'n sukses gaan wees. En nommer 6 het ons uitkeer of lewensversekeringspolisse of uittreeanniteite. Dis geld wat ek een kan sit, dit word belê sodat eendag wanneer ek aftree het ek finansiëel daarvoor gesorg of as ek dan afsterf of wanneer ek afsterf sal my familie finansiëel versorg wees. Ons gaan nou na elkeen gou individueel kyk. As ons kyk na nommer 1, dit was die stokvel, het ek vir jou gesê, dit is 'n klein groepie mense wat saam hulle geld belê en elke ene moet seker maak dat hulle geldjies insit, want hulle kan dan van daai geld onttrek op 'n latere stadium. Dit is baie maklik en dis een van die risiko's dat ons ongelukkig daai geld in 'n onwettige finansiële skema kan plaas. Ons moet baie seker wees waar ons geld sit in 'n stokvel. Dit kan ook wees dat van die lede nie bydra nie, maar wanneer dit hulle beurt is om te onttrek, wil hulle ook van daai geld onttrek. As ons dan kyk na die bestuurde portefeulje, soos ek vir jou genoem het, hierdie is gewoonlik deur 'n adviseur of 'n makelaar wat seker maak dat hulle jou beleggings, jou geldjie wat jy vir gee, gaan insit hulle in verskillende beleggings. Baie keer het jy 'n paar in 'n lae risiko en lae opbrengste, middelrisiko en middelopbrengste en dan het jy ook hoë risiko en hoë opbrengste. So hulle versprei jou geld oor 'n verskeidenheid van beleggings en hulle doen dit want dit verlaag die risiko. As die hoë risiko dan geld begin verloor, het ek steeds die ander twee wat gaan geld inbring in my besigheid. Die geld word gewoonlik in die kapitaalmark belê en onvoorsiene omstandighede kan die waarde van hierdie portefeulje teen 'n risiko sit en dit kan dit negatief beïnvloed. Maar soos ek sê, as hulle jou geld versprei, gaan dit nie so groot impak op jou hê nie. Dan nommer 3, kyk ons na die 32 dae kennisgewingsrekening. Soos ek gesê het, hier word jou geld belê vas en jy het 'n vaste koers. So jy gaan 'n vaste hoeveelheid rente elke maand kry en soos ek reeds genoem het, moet ek 32 dae kennis gee voordat ek my geld kan kry. Die risiko is gewoonlik 'n lae risiko, maar die opbrengs is ook redelik laag.
Ons gaan dan na skuldbriewe, wat ek gesê het, dit is wanneer 'n publieke maatskappy geld leen by die publiek. En wat 'n voordeel is jy is verseker dat jy jou geld gaan kry elke maand, want jy is nou vir hulle 'n krediteur. Hulle skuld jou geld en hulle betaal jou wat hulle geskuld het plus rente. So jy is baie meer verseker dat jy jou geld gaan terugkry en daarom verlaag dit jou risiko. Maar as jy net sou belê in 'n maatskappy, is jy nie altyd verseker dat jy gaan dividende kry nie, maar ons gaan later weer daarna kyk. As ons kyk dan na waagkapitaal, waar ek belê in 'n besigheid, gaan dit help as ek weet wie die entrepreneur is en ek moet my navorsing doen, ek moet 'n ingeligte besluit neem. Ek behoort die mark ook te ken en te weet wat gaan aan in die mark en of die besigheid 'n sukses gaan wees of nie. Dit is ongelukkig 'n hoë risiko belegging, want jy weet nog nie of daai besigheid suksesvol gaan wees of nie. Laastens kyk ons na die uitkeer of lewenspolisse. Soos jy gesê het, hierdie gaan gewoonlik in 'n betaal jy in 'n rekening en daar groei dit passief vir wanneer ek eendag gaan aftree of wanneer ek ongelukkig afsterf. Die maandelikse betaling word aan 'n versekeringsmaatskappy betaal. So jy het jou lewensversekeringsmaatskappye en jy het jou korttermyn versekeringsmaatskappye waarin jy jou geld kan oorbetaal en hulle belê dit dan en sodat dit later kan uitbetaal. Die risiko is redelik laag omdat die betaling gemaak word by die plaasvind van 'n toekomstige gebeurtenis. Dit is belangrik om te weet dat hierdie is iets wat ons weet gaan gebeur. Ons weet ons gaan aftree, ons weet ook iewers gaan ons ongelukkig sterf. Dan kyk ons na die forme van beleggings. So ons het die Suid-Afrikaanse kleinhandels spaareffekte, ons het effekte trusts, vaste deposito's en aandele. Nou hierdie val binne in ons verskillende tipes beleggingsgeleenthede. Eerstens, as ons kyk na die Suid-Afrikaanse kleinhandels spaareffekte, is dit waar ek in die staat my geld belê. So daar is die vaste koers en daar is die inflasie gekoppelde klein handelsspaar effekte. En wat 'n groot voordeel is dat ek 2 keer 'n jaar op 31 Maart en 30 September geld kan kry vanaf die spaarrekening. As ons kyk na die voordele, daar is gewaarborgde opbrengs aangesien rentekoers vasgestel is vir die hele beleggingstydperk. Die rentekoers is markverwant en lok meer beleggers en die rente is gewoonlik hoër as dit van 'n vaste deposito. Dis nog 'n goeie voordeel. As ons kyk na die nadele, die kleinhandelseffekte kan nie aan die banke gestudeer word as sekuriteit nie. As ek 'n huislening wil uitneem, kan ek ongelukkig nie hierdie sit as my sekuriteit as ek nie kan betaal nie. Dan wil ek julle aandag trek na die tweede bullet. Die minimum van R1000 moet belê word, wat vir sommige klein beleggers kan moeilik wees om te onthou. En jy sal sien ek het hom daar rooi gehighlight, verkeerde kant toe gegaan, want daai bedrag het nou verander na R500 toe. Maar dit bly nog steeds 'n nadeel, want ongelukkig van ons groepe, van ons sosio-ekonomiese groepe, is R500 nog steeds baie geld. So dit bly 'n nadeel, al het die bedrag afgekom, en jy moet weet dat in jou toets, moet jy skryf R500. Hulle gaan nie meer die antwoord of die bedrag van R1000 aanvaar nie. Dan as ons aanbeweeg, die kleinhandelseffekte is nie vrylik in openbaar beskikbaar tussen beleggers nie, so ek het dit gekoop en dis nou myne, ek kan dit nie sommer net vir iemand anders gee nie. En dan jy moet 18 jaar oud wees om te kan belê. As ons oorgaan na die effekte trust, die belegging van 'n aantal beleggers word saamgevoeg in 'n effekte trust fonds wat deur 'n fondsbestuurder bestuur word. Kan direk by die geakkrediteerde diensverskaffers gekoop word. So ek sit my geld in 'n trust saam met 'n klomp ander mense, ons hoef nie noodwendig mekaar te ken nie. Ons het net die bestuurder is wie ons in gemeen het. So ons almal maak gebruik van dieselfde bestuurder, hulle pool ons geld saam en belê dit as 'n eenheid en dan kry ons meer voordeel daaruit. As ons kyk na die voordele, die effekte trust is saamgevoegde fondse van beleggers wat deur fondsbestuurder bestuur word namens die beleggers wat aandele op die JSE koop, so ek vat nie meer die verantwoordelikheid om te weet wat gaan aan in die mark nie, iemand wat dit vir my doen. Die fondsbestuurders kies uit verskeidenheid aandeleopsies wat lae tot hoë risiko beleggings
bied. Dit het ek nou vir jou genoem. Hulle sit nie al jou geld in een besigheid nie, hulle versprei jou geld oor 'n verskeidenheid van besighede en dan ook die risiko. Die beleggings word volgens vooraf bepaalde reëls en prosedures bestuur wat hierdie tipe belegging 'n veilige opsie maak. Hulle weet wat hulle doen en jy sê vir hulle, wat is jou doelwit? Waar wil jy heen gaan met jou geld? As ons kyk na die nadele, die aandelepryse is as 'n reël onderhewig aan die fluktuasies en die risiko's van hierdie tipe beleggings. Ongelukkig, as die mark sleg doen, gaan jy 'n bietjie geld verloor, maar dit is waar dit inkom. Dit help ons dat hulle ons geld versprei. Dan ook in die volgende nadeel, groei van effekte trust beleggings is afhanklik van die gevestigde en goed erkende maatskappy waarin die aandele gekoop is, so waar hulle jou aandele koop. Die fondse van effekte trust is beperk tot die bydraes van lede en mag nie deur ander ledings verhoog word nie. So as ek net R500 'n maand insit, is my groei ongelukkig beperk tot wat ek insit. Ek kan nie iewers anders geld kry nie. As ek my bydrae opstoot, gaan ek meer baat vind daarbey. As ons dan oorgaan na die vaste deposito toe, dan sal jy sien dat dit is 'n konservatiewe metode. Met ander woorde, die risiko is redelik laag en ek het vaste rente wat ek gaan ontvang. Die geld kan ongelukkig nie onttrek word nie, dis waar die woord vaste inkom. So ek gaan dit vas belê vir 'n sekere tydperk. Weereens kort, medium of lang termyn. As ons kyk na die voordele, die rente word teen 'n vaste koers verdien, so ek weet wat gaan ek verdien en dit bring die risiko af. Die tydperk van belegging kan kort, medium of lang termyn wees en ek kies wat my gaan pas. Ek is nie verplig om net een te doen nie. En dan as ons kyk na die nadele, die belegger het nie toegang tot hierdie fondse nie. Jy kan dit onttrek, maar ongelukkig gaan jy dan boetes betaal. Jy gaan nie alles uitkry wat jy graag sou wou nie. Hierdie tipe belegging bied gewoonlik aan die beleggers laer opbrengste as ander tipe beleggings. Ons het vroeër vir jou gesê, die Suid-Afrikaanse effekte trusts of handelseffekte gee vir ons beter rente as die vaste deposito. As ons dan laastens kyk na aandele, ons almal weet ek kan aandele koop in 'n verskeidenheid van besighede op die JSE en ek gee dan vir hulle, ek koop in en ek ontvang dividende vanaf die maatskappy. As ons dan kyk na die voordele en nadele van aandele, voordele, 'n aandeelhouer sal geregtig wees op dividendbetaling gebaseer op 'n groot aantal aandele gekoop. Hoe meer aandele ek koop, hoe meer dividende gaan ek ontvang. Die aandele kan vrylik gekoop en verkoop word op die mark. Ek is nie beperk nie. As ek sien die besigheid doen nie meer goed nie, kan ek baie maklik my aandele weer verkoop. Die aandeelhouer se aanspreeklikheid vir die skuld van die maatskappy is beperk. So as die besigheid bankrot speel, kan hulle nie my persoonlike bates kom vat om vir die besigheid se skuld te betaal nie. As ons dan kyk na die nadele, die aandeelhouers kan minder dividende of selfs geen dividende ontvang as die maatskappy sleg doen nie. Afhangende van die tipe aandele wat jy het, is dit dalk dat jy gaan dividende kry, of dat jy nie gaan dividende kry nie, maar ons gaan nou daarna kyk. Die maatskappy het geen wetlike verpligting om dividende aan aandeelhouers te betaal nie. Die risiko kan hoog wees aangesien belegging verlore kan gaan wanneer die maatskappy gelikwideer word. Asseblief moenie die mekaar raak met gelikwideer en likwiditeit nie. Gelikwideer, met ander woorde die besigheid is bankrot. Likwiditeit, hoe vinnig kan ek my geld vanuit my belegging onttrek? So nou gaan ons kyk na die verskillende tipes aandele. So onder aandele het ons dan ons gewone aandele, ons het voorkeur aandele, bonus aandele en stigters aandele. En dan is voorkeur aandele verder verdeel. Ons het eerstens ons deelnemende en nie deelnemende, kumulatiewe en nie kumulatiewe, aflosbare en nie aflosbare en dan omskepbare en nie omskepbare aandele. So as ons kyk na gewone aandele, gaan jy kan sien dat hierdie is die normale aandeel koop op die mark en normaalweg is daar 'n hoe hoër die netto wins, hoe hoër die dividende. So ek kry meer dividende as die besigheid goed doen. Ek is ongelukkig as ek 'n gewone aandeelhouer is ek die laaste een wat betaal sal word. Dividende wissel van jaar tot jaar volgens die wins wat die besigheid maak
En ons is wel, dis een van die groot positiewe punte, ons kan wel stem op die algemene jaarvergadering. As ons dan kyk na voorkeur aandele, sommige van hierdie tipe aandele ontvang dividende ongeag van die wins. So ek kry voorkeur wanneer die dividende betaal word. Die vaste opbrengskoers word op hierdie tipe aandeel betaal, so daar is 'n vaste opbrengskoers. Die aandeelhouers het voorkeur eis op maatskappybates. As die besigheid bankrot speel en ek het voorkeur aandele, kan ek dan van die bates eis om my geld terug te kry. Hierdie aandele geniet voorkeurregte op dividende en terugbetaal bo gewone aandele. Dividende is betaalbaar volgens die tipe voorkeur aandeel. So ons het nou gesien, voorkeur aandele word verder opgebreek. So as ons gaan kyk na die regte van 'n gewone aandeelhouer en ons vergelyk dit met die regte van 'n voorkeur aandeelhouer, gaan ons sien dat eerstens ons kan stem op 'n algemene jaarvergadering waar die voorkeur aandeelhouers nie kan stem nie. So daar is geleenthede, maar dit is wat hulle kan stem, maar dit is net wanneer dit op hulle van toepassing is. Die kennis ontvang van die algemene jaarvergadering van die maatskappy woon, ons kan dit bywoon, ontvangs van vaste opbrengs. So hulle kry net hulle geld terug, dit 'n vaste opbrengs. Ons kan die algemene jaarvergadering bywoon, sodat ons kan weet hoe goed die besigheid doen op hierdie stadium. By die voorkeur aandeelhouers, hulle word eers betaal en geniet voorkeur regte. So hulle gaan nie na die jaarvergadering toe nie, maar hulle kry daarin geld definitief. Indien 'n maatskappy bankrot of insolvent verklaar word, het die gewone aandeelhouers eise op die bates van die maatskappy na die krediteure en voorkeur aandeelhouers. So ons is heel laaste. En dan as ons kyk na die laaste ene, 'n volledige openbaarmaking moet aan die beleggers gemaak word deur hulle aan die afskrifte van alle finansiële verslae te voorsien. Al het hulle voorkeur aandele, het hulle nog steeds 'n reg om te weet wat gaan aan in die maatskappy se besigheid. Okay, ons gaan nou kyk na die verskillende tipes voorkeur aandele. So onthou hy was verder opgebreek. Die eerste ene is ons deelnemende voorkeur aandele. As ons kyk na die aandeelhouers, is gewaarborg op 'n minimum vaste dividend, selfs al doen die besigheid sleg. Hulle is geregtig om te deel in enige surplus maatskappy winste. So as daar addisionele winste is, kry hulle voorkeur, kry hulle daai geld ook. Ontvang hoër dividende wanneer die maatskappy goed presteer. So daai twee koppel aan mekaar. Hulle het voorkeurregte bo gewone aandele as dit kom by die terugmaatskappye indien die maatskappy sou sluit. As ons dan kyk sy teenoorgestelde nie deelnemende voorkeur aandele, hulle ontvang 'n bedrag gelykstaande aan die aanvanklike belegging plus opgelope en onbetaalde dividende. So as die besigheid bankrot speel, likwidasie, dan sal hulle 'n dividende kry en dit wat voorheen onbetaald was. Hulle het nie die reg om aan winste te deel as die besigheid nadat die ekwiteitsaandeelhouers en dividende betaal is, nie. Sal nie ekstra dividende kry in geval van surplus winste nie. So hierso is 'n groot verskil tussen die twee. Hierdie ene kry surplus winste en hierdie ene kry nie surplus winste nie. Hulle is geregtig om elke jaar slegs 'n vaste dividendkoers te ontvang. As ons dan kyk na kumulatiewe voorkeur aandele, die aandeelhouers word vergoed vir vorige dividende wat nie uitbetaal is nie. So die maatskappy het nie goed gedoen nie en nou het hulle nie dividende uitbetaal nie, maar later, as die besigheid weer goed doen, gaan jy daai maand plus vorige dividende ontvang. Nie kumulatiewe voorkeur aandele, aandeelhouers word nie vergoed vir vorige dividende nie. So hy is net die teenoorgestelde. Dan het ons aflosbare voorkeur aandele. Die aandele kan afgelos of teruggekoop word na die keuse van die uitreikingsmaatskappy. Het sy teen 'n vaste prys op 'n bepaalde datum in die toekoms. So die maatskappy gaan die aandele by jou terugkoop en wanneer hulle bepaal. Die nie aflosbare voorkeur aandele word eers teruggekoop wanneer die maatskappy om ander redes as bankrotskap sluit. So as dit nie bankrot is nie, kan hulle dan hulle sluit, kan hulle aandele terugkoop, so jy kry jou geld terug.
Dan het ons omskepbare voorkeuraandele. Die aandele kan omgeskakel word na gewone aandele. So, ons gaan nou terug waar ons nie verseker is dat ons gaan dividende kry nie, maar ons het dan wel opsie om te stem op die algemene jaarvergadering. En dan die nie omskepbare voorkeuraandele, hulle kan nie omgekeer of omgeskakel word nie. Dan is ons nou klaar met die tipes voorkeuraandele. So ons gaan kyk na die laaste 2 tipes aandele oor die algemeen. Ons het bonusaandele. Met bonusaandele, in plaas daarvan dat ek dividende ontvang, kan die besigheid vir my nog aandele gee. So hulle gee vir my nog aandele en as die besigheid weer in die toekoms goed doen, het ek dan meer aandele as dividende wat ek gaan ontvang. Die stigtersaandele is die aandele wat uitgereik word vir die mense wat die besigheid of die maatskappy althans gestig het en hulle ontvang dividende nadat alle ander aandeelhouers betaal is. Oepsie. Die beleggingskonsepte. So hierdie is konsepte binne in beleggings wat ons moet verstaan. Ons het skuldbriewe, dividende, kapitaalwins, eenvoudige belangstelling of rente en dan saamgestelde rente. As ons kyk na skuldbriewe, dit het ek vroeër vir jou genoem, wanneer 'n maatskappy geld leen by die publiek, dan moet hulle daai publiek terugbetaal en hulle betaal hulle terug met rente. So jy is verseker dat jy maandeliks jou geld gaan terugkry en jou opbrengs is dan die rente wat hulle jou betaal, want jy word dan gesien as hulle krediteur. Dividende, dit is dan wat ons uitbetaal. So die maatskappy sit 'n sekere hoeveelheid geld eenkant vir hulle aandeelhouers en dan volgens die hoeveelheid aandele wat jy gekoop het, sal jy 'n sekere bedrag dividende ontvang per aandeel. Kapitaalwins, dit verwys na die groei in waarde van eiendom, bates en beleggings in verhouding tot die oorspronklike bedrag. So ek het vroeër vir jou genoem, as ek R10,000 belê het en ek kry later R13,000, is my kapitaalwins R3,000. Die belegger is verplig om belasting aan die SAID, ons ken dit ook beter as SARS, te betaal op die bykomende bedrag van groei van die eiendom, bate of belegging. Dan as ons kyk na enkelvoudige rente, dit is wanneer ek my rente uitwerk op die oorspronklike bedrag. So as die oorspronklike bedrag, kom ons sê R2,000 was, dan gaan ek elke keer en my rente is, kom ons sê 12%, dan gaan ek elke keer sê 12% van R2,000. Ek gaan nie my rente byvoeg nie, so dis enkelvoudig. Maar as ons kyk na saamgestelde rente, en ek sê ek het R2,000 belê, en kom ons maak dit maklik, ons sê ons het 10% rente, dan is dit R200. So volgende keer gaan ek daai twee bymekaar plus, en die bedrag waarop rente uitgewerk gaan word, sal dan wees R2,200. So elke keer gaan die hoeveelheid wat ek kry, my kapitaalwins, gaan dan vergroot. As ons dan gaan onderskeid lewer tussen die twee, enkelvoudige rente word slegs op die oorspronklike bedrag verdien, waar rente op die oorspronklike bedrag verdien word en die rente van die vorige maand. Die waarde van die oorspronklike bedrag bly dieselfde, die waarde van die oorspronklike bedrag neem toe, soos ek nou net vir jou gewys het. Enkelvoudige rente, die rentegedeelte van die belegging word afsonderlik van die oorspronklike bedrag van die belegging verantwoord. En dan by saamgestelde rente, die rentegedeelte van die belegging word by die oorspronklike belegging bygevoeg en sodoende word die oorspronklike belegging verhoog. Dan gaan ons kyk na die twee formules, jy kan dit bereken in jou toets. As ons kyk na die formule vir enkelvoudige, het ons P staan vir die oorspronklike bedrag, R staan vir die rente, en T is dan vir die tydperk wat ons gaan belê. As ons kyk na die saamgestelde rente se formule, is dit P, weer eens verwys dit na die oorspronklike bedrag, en dan is dit 'n vaste formule, maal 1 plus I, die I verwys dan nou na die rentekoers, so hierso gaan dit 'n I wees, dan het ons T en N, dis die beleggingstydperk en die aantal beleggingsperiode, en dit is tot die mag, en dan minus ons oorspronklike bedrag weer.
So kom ons kyk na 'n voorbeeld sodat jy dit kan bereken in jou boek. Ons gaan die scenario eers lees. Kylie wil R50,000 vir 2 jaar in 'n vaste deposito belê. Stanford Bank het vir haar 12% enkelvoudige rente per jaar aangebied en ons periode was 2 jaar. En Capital Bank bied haar 12% saamgestelde rente en weer eens, en dit is jaarliks, maar sy gaan vir 2 jaar. Nommer 1, bereken die bedrag rente wat Kylie na 2 jaar sal ontvang by Stanford, so dit was die enkelvoudige rente. En nommer 2, bereken die bedrag rente wat Kylie na 2 jaar sal ontvang by Kapitaalbank, dit was die saamgestelde rente. Beveel die beste beleggingsopsie vir Kylie aan en motiveer jou antwoord. Hierdie is 'n vraag wat jy definitief kan ontvang in die toets. So eerstens, nommer 1, moes ons die enkelvoudige rente uitwerk. Dis baie belangrik dat jy jou formule neerskryf. Alhoewel jy eers punte kry, ons merk eers, kyk is jou antwoord reg, sal ons vir jou punte gee, maar indien jou antwoord verkeerd is, gaan ons terug en ons gaan kyk waar ons vir jou punte kan kry. So moenie die stap mis om jou formule neer te skryf nie. Dan vervang ons in, 50,000 was ons oorspronklike bedrag, maal die rente, maar nou, dit is regtig belangrik dat jy dit in desimaal skryf. So jy gaan dit eers moet deel met 100 om vir jou 0.12 te gee. So dis 50,000 maal 0.12 maal die tydperk, 2 jaar. Hulle het hierso net alle berekeninge gewys, so hulle het eers 50,000 maal met 0.12, dit gee vir ons 6,000 maal die 2 jaar, en ons kry dan R12,000 rente. As ons dan kyk na die saamgestelde rente, is daar 2 opsies. Ons kan of die enkelvoudige metode gebruik en hom 2 keer doen, of ons kan die formule gebruik. So as ons kyk en ons gebruik die enkelvoudige rente se formule, sal ons sê jaar 1, 50,000 maal 0.12 maal 1, want ons moet dit nou per jaar doen, en dit gee vir ons 'n antwoord van R6,000. Dan gaan ek dit moet bysit vir jaar 2. So jaar 2 het ons 50,000 plus die 6,000 wat ons in jaar 1 gekry het, maal met 0.1 maal net 1, want dit is nou jaar 2, en dit gee vir ons R6,720. So die totale rente gaan ons dan die 6,000 plus die 6,720 vat, en dit gee vir ons 'n totaal van 12,720. As ek dan teruggaan, met enkelvoudig, gaan sy net 12,000 ontvang, met saamgesteld, gaan sy 12,720 ontvang. As ons kyk na opsie 2, so hierdie is wanneer jy net die saamgestelde rente se formule gebruik, het ons P maal 1 plus I tot die mag NT minus P, so dis 50,000, en I is ons rente, maar ons moet dit ook weer eens as 'n desimaal skryf, en ons jaar is 2 jaar. So, as ons dit dan gaan uitskryf, weer eens, skryf jou formule neer, vervang in, dan wys jy jou berekeninge en ons kry 'n antwoord van 12,720. So jy kan sien, dit maak nie saak watse opsie jy gebruik nie, of jy opsie 1 of opsie 2 gebruik, jy gaan by dieselfde antwoord uitkom. Dan nommer 3 het gevra dat jy moet sê watter opsie sy gaan moet gebruik maak. So die antwoord is, die beste beleggingsopsie vir Kylie is saamgestelde rente, en dan moet jy motiveer. So wat gaan ek sit as my motivering? Ons gaan sê, die saamgestelde rente lewer R720 meer as die enkelvoudige rente, want die een was slegs 12,000 en die ander ene was 12,720. So daar is 'n verskil van R720 en dis gaan sy eerder al geld belê by Kapitaalbank. Dan gaan ons nou aktiwiteit in die klas doen. Ek gaan vir die scenario en die vragies lees en dan gaan jy so 10 minute hê om dit te beantwoord. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Zinzi het R100,000 geërf en wil dit vir 3 jaar in 'n vaste deposito belê. Capsa Bank het haar 8% enkelvoudige rente per jaar aangebied en Fedbank het haar 8% saamgestelde rente per jaar aangebied. Nommer 1.1,
bereken die bedrag rente wat Zenzi na 3 jaar sal ontvang as sy by Capsa Bank belê. En dis vir 4 punte. 1.2. Bereken die bedrag rente wat Zenzi na 3 jaar sal ontvang as sy by Fedbank belê. En dis ook 4 punte. En 1.3. Beveel die beste beleggingsopsie vir Zenzi aan en motiveer jou antwoord vir 4 punte. Dis 12 punte in totaal en jy het so 10 minute om gou dit te beantwoord. So jy het nou 'n tydjie gehad en jy het nou jou aktiwiteit gedoen, jou berekening gemaak. Ons gaan eers kyk na die enkelvoudige rente. So dit is belangrik, jy het jou formule neergeskryf, jy dan nou invervang. Onthou dit is belangrik om daai 8% eers te deel met 100 om vir jou 'n desimale bedrag te gee. En dit is 8000 maal 3. Ons doen eers hierdie berekening en dan sit ons maal met 3. En die enkelvoudige rente wat sy gaan ontvang is R24,000. Nou, hierso het hulle vir jou 'n kennisgewing gegee. Ken volpunte, dis nou 4 punte toe as die antwoord korrek is. So wanneer ons begin merk, kyk ons eers na jou antwoord en as jou antwoord reg is, gee ons vir jou 4 punte. As die formule en bewerkings korrek getoon is, maar die finale antwoord is verkeerd, ken 'n maksimum van 3 toe. So dan sal jy 'n punt kry vir jou formule, vir jou invervanging en vir jou berekenings en dan sal jy die punt verloor hierso. Jy gaan dan nie hierdie 4 punte kry nie. OK, as ons kyk dan na die saamgestelde rente, uit ons in jaar 1, dis nou opsie 1, waar ek individueel gaan uitwerk en die rente bysit. Jaar 1 het ons R100,000 maal 0,8% maal 1 en dit gee vir ons R8,000. Ons moet dit nou by gaan sit by vir jaar 2. So dit is die 100,000 plus 8, dit gee vir ons R108,000 maal met 0,8 maal 1, want ons doen dit per jaar, dit gee vir ons R8,640. Ons gaan sit dit by. Jaar 3 sit ons al met ons bedrag van R116,640 en ons maal dit met 0,8 maal 1 jaar en dit gee vir ons R9,331,20. Ons totale rente is dan 8,000 plus 8,640 plus 9,331,20. So ons totale saamgestelde rente is R25,971,20. As ons kyk na opsie 2 waar ons die formule gebruik, is dit baie eenvoudig. Ons oorspronklike bedrag, weer eens, skryf ons eers die formule neer, hierso. Dan vervang ons in, ons het ons 100,000 maal met 1 plus 0,08. Dit het 'n stappie geskiep, waar sou ons hy? Minus, tot die mag, 3 jaar, minus R100,000. Jy bewys al jou berekeninge en dan kry jy dieselfde antwoord as opsie 1. En dit is 'n maksimum van 4. Weereens kyk ons eers na jou antwoord. En as jou antwoord nie reg is nie, gaan ons en gee ons vir jou punte. Dan nommer 3, baie belangrik, jy moet nou die aanbeveling maak vir Zenzi. Die aanbeveling is dat sy saamgestelde rente vat by Fedbank. En ons gaan sê hoekom, ons motivering is want dit lewer meer rente as die enkelvoudige rente. En ek sou ook die bedrag bysit, die verskil tussen enkelvoudig en saamgesteld, so wat ons gedoen het met die voorbeeld. As ons gaan kyk na die huiswerk wat jy vir my gaan doen, nommer 2.1, noem 4 faktore wat in ag geneem moet word wanneer 'n beleggingsbesluit geneem moet word vir 4 punte. Dan het ons weer eens 'n scenario. 2.2.1 Identifiseer die tipe beleggingsgeleentheid van toepassing op UAG en motiveer jou antwoord deur aan te haal vanuit die scenario. Verduidelik die risiko's verbonde aan die tipe belegging wat in vraag 2.2.1 geïdentifiseer is. Nommer 2.3 Onderskei tussen gewone aandele en voorkeuraandele. En 2.4 Gee beleggers raad oor die regte van voorkeuraandeelhouers. Dis 'n totaal van 25 punte. Voor jy nou begin met jou huiswerk, gaan ons gou net deur die opsommings gaan. So daar is 6 verskillende faktore wat ek in ag moet neem voordat ek 'n belegging gaan maak
Ons kyk na die opbrengs van daai belegging. Hoeveel geld gaan ek ekstra kry? Wat is my risiko? Is dit lae risiko of hoë risiko? En ons gesê daai twee, die opbrengs op ons belegging en ons risiko is gekoppel aan mekaar. Ons gaan kyk wat die beleggingsperiode, kort of langtermyn, die inflasiekoers. Ek wil 'n belegging hê wat groei teen 'n vinniger tempo as die inflasie. Wat is die belasting wat ek gaan betaal? En dan likwiditeit, hoe vinnig kan ek toegang kry tot my geld? As ons kyk na die tipes beleggings, het ons onderlinge fondse of stokvels gehad, ons het 'n bestuurde portefeulje gehad, die 32 dae kennisgewingsspaarrekening, ons het skuldbriewe, ons het ook die besigheidsondernemings of waagkapitaal en dan laastens het ons die uitkeer of lewenspolisse gehad. En dan het ons, binne-in dit het ons vorme van beleggings. So ons het ons Suid-Afrikaanse kleinhandels spaareffekte, ons het ons effekte trust, ons het vaste deposito's en aandele, en dan as ons kyk na die diagram, sal ons sien daar is verskillende tipes aandele. Ons het gewone aandele, voorkeur aandele, bonus aandele en stigters aandele, en ons moet onthou dat voorkeur aandele is dan verder opgedeel in deelnemend en nie deelnemend, kumulatiewe en nie kumulatiewe, aflosbare en nie aflosbare, en dan laastens omskepbare of nie omskepbare voorkeur aandele nie. En dan ons konsepte met ons skuldbriewe, dividende, kapitaalwins, eenvoudige rente en saamgestelde rente. En as ons kyk wat is die verskil tussen die twee. Enkelvoudige rente hou ons aan die rente uitwerk op die oorspronklike bedrag, waar met saamgestelde rente gaan ons die rente byvoeg en dan weer die rente uitwerk. As ons kyk na die twee formules, enkelvoudige rente, ons het die oorspronklike bedrag maal die rente, en onthou, wanneer ons die berekening doen, moet ek dit deel deur 100 om ons die desimaal te gee, maal met die periode, en saamgestelde het ons die oorspronklike bedrag maal met 1 plus die rente, weer eens die desimale bedrag, tot die mag van die periode van tyd, so is dit oor 3 jaar, is dit oor 4 jaar, en dan trek ons die oorspronklike bedrag af, om te sien wat gaan die rente wees. En dan laastens, kyk ons wat gaan in ons volgende les gebeur. Met ons volgende les gaan ons weer kyk na beleggings, maar dan kyk ons spesifiek na versekering. So die hoofonderwerpe wat ons gaan bespreek, is die versekeringskonsepte, die beginsels van versekering en dan versekering vir besighede en versekerbare risiko's. Baie dankie van my kant af en jy moet 'n lekker dag hê. Totsiens.